Dit is so lekker om vanoggend in die ateljee saam met my te hê, Gerrit Meyer. Nou Gerrit is die hoofuitvoerende beampte by Estack Engineering en ons fokus vanoggend 'n bietjie op kraggehalte in landbou. Hoe belangrik is dit om te weet wat jou die gehalte van jou krag is? Ons gaan nou alles uitvind want jy is hier, Gerrit. Baie dankie dat jy kom kuier het. Môre Mia. Gaan dit goed? Lekker om weer te sien, dit gaan goed, dankie. Ek is bly. Sê vir my, ek dink as ons dink oor die konsep van kraggehalte in landbou, bedoel ons kragkwaliteit, die kwaliteit van jou krag. Absoluut. Dit is die krag wat fisies by jou inkom. Jy het gewoonlik 'n oorhoofse lyngedeelte, hy kom in, jy het jou transformer daarso en dan van daar af die krag wat inhardloop. Nou as ons praat oor kraggehalte, is daar twee aspekte waarna ons kyk. Ons kyk na die krag wat inkom. Kom ons sê dit is op die 11 kV kant of die 22 kV kant, want onthou jou bure het 'n impak op jou krag wat jy ontvang. Want hulle gebruik dalk hierso nou en dan hier is die ouens nou opgehou om te gebruik. So dit is vir ons baie belangrik om te verstaan. Onthou boere is einde van lyn kragverbruikers. Ja. So hulle kry reeds die vuilste krag en onderhoud het 'n groot impak op die tipe krag wat hulle ontvang. En dit natuurlik nou net 'n impak op die langlewendheid van die uitrusting op hulle plase, die motors, die ligte en die elektronika soos jou PLC's wat jou hoenderhokke dryf of jou verpakkingsaanlegte dryf. Ek weet jy het die vermoë om iets ingewikkeld maar redelik eenvoudig te verduidelik. So mens kan ook nie altyd aanneem dat almal die kennis het wat jy het nie. So wat bedoel jy met vuil krag? Wat is natuurlik nie fisies vuil nie. Hy is in ons wêreld is hy, want krag as jy hom kyk is 'n sinusgolfie. Ja. Hy moet as veronderstel 'n perfekte sinusgolf te wees, maar in realiteit het hy al nou sulke swellingkies en ons noem dit notches en spikes, positive notches en spikes. Nou dit maak nou dat jou sinusgolf nie meer mooi is nie. Ja. Dan het ons natuurlik 'n bo-kruin en 'n onderkruin en dit is nou jou volts. Ja. Ons het 'n 400 volt stelsel want jy is 3 fase en dan hoe ver bo op 'n oorvolt dan dit natuurlik skade op my uitrusting en op 'n ondervolt het ek natuurlik, ons praat van winding separation op ons motors. So dit maak ons uitrusting ook weer seer. So dit is wat ons sê dan is ons krag vuil. Nou daar's twee maniere wat hierdie vuil krag inkom. Die een is natuurlik soos byvoorbeeld Eskom sit aan en af of 'n weerlig slaan jou oorhoofse lyn en dan kom maar 'n stuwing deur. En dan die ander ding is die motors wat ons implementeer, die goed ons aansit, die water wat ons pomp. Al daai tipe uitrusting. As ons hom aan en af sit, veroorsaak dan interne stuwings en hierdie goed saam maak dan 'n klomp lawaai. Hoekom moet boere omgee oor die gehalte van hulle krag? Van al die dinge wat hulle oor moet omgee. Dis die een ding wat hy kan beheer. Ja. Die gehalte wat inkom wil hy verstaan. Want as die gehalte wat inkom baie sleg is, punt 1 maak dit sy plaas en sy elektriese infrastruktuur baie seer. En jy kry nie die ure wat jy uitkry. Ons praat altyd van 'n LED lig. Ja. LED lig sou stel vir jou 8000 uur te gee. Ja. As jy kyk, as hy 8 ure 'n dag brand, hy so 4 jaar gee. So as hy nie vir jou dit gee nie, dan weet jy jou krag is vuil. Dis 'n baie goeie indikator. Ons gebruik hom as 'n vinnige dingetjie. Dan natuurlik op jou kragrekening gaan jy sien daar's so seker boetjies so goed jy betaal. Ons het laas keer daaroor gepraat. En dan as jy dit sien, dan weet jy ook ek het vuil krag. Ja. Maar die belangrike ding van jou vuil krag wat jy insit of veroorsaak, dit is baie goedkoop om dit reg te stel. En die oomblik as jy dit begin regstel, dan begin ek geld spaar. Ja. Nou het ek iets wat my insetkoste is wat ek kan geld opspaar vinnig en beheer. As jy vat soos net 'n simpel ding soos fasebalansering. Ja. As jy nou dink aan 'n motor, hy moet 'n sirkeltjie draai. Jou hoeke op 3 fases 120 grade. Nou as my fases nie in balans is nie, raak die een hoek groter. So as om 'n kruiwaar te vat en ek het 'n stuk van die wiel afgeskaaf en nou stoot ek hom. Hy stamp die hele tyd. Dit was moeiliker, ek het meer krag om te stoot en die presies dieselfde gebeur met jou motor. En dis klein, maklike goedjies, goedkoop goedjies om reg te stel. Ja. Dis goed om te weet. Ek dink as ons kyk na die verskillende tipe krag, kom ons begin by wat presies is reaktiewe krag en hoe beïnvloed dit 'n kragrekening? Jou reaktiewe komponent van jou krag is die deel van die krag wat jy nou basies voor betaal wat jy nie kan gebruik nie. Jou aktiewe deel is wat jy gebruik. Ek laas keer die voorbeeld gebruik van die bier. Ons koop bier, ek koop 'n draft, maar ek betaal per glas. So as 40% van hierdie glas skuim is, dan het ek net 60% bier gekry en 40% skuim. Ek koop krag per kilowattuur. Nou as my KWA of my KVA gedeelte op my rekening vir my hy sê duidelik vir my dit is my boete gedeelte. Nou hulle steek die boetes redelik mooi weg afhangende in watter tarief jy val. As jy nou 'n night saver tarief of 'n land tarief of 'n Rodaflex of 'n Miniflex, dit
jy moet altyd kyk daar, as jy groot KVA gedeelte het of 'n K-waar gedeelte KVA RH, dan weet jy ek betaal boete. Ek het 'n probleem en meeste van die tyd kan jy hierdie probleem relatief vinnig regstel. Maar weer eens, wat ons doen is ons moet meet. Ons meet, ons kyk wat dit is, ons implementeer iets soos 'n perfect correction paneel en onmiddellik die ding betaal homself af gemiddeld as jy vat op verpakkingsaanleg 8 tot 12 maande is hy afbetaal. En dan spaar jy. Ja, kan dink. En hoe ontstaan harmonieke krag? Is dit wat mense dit noem, harmonieke krag? So mooi woord. In Engels praat ons van power harmonics. Ons het lae resonerende harmonieke en hoë resonerende harmonieke. Jou lae resonerende harmonieke is die daai ouens, soos jou motors wat aan en af sit en dan stamp en stoot en gaan te kere en hulle veroorsaak dan wat ons daai wat ons gepraat het van daai swelling en dit is jou lae resonerende harmonieke, hy het 'n groter amperewaarde gewoonlik. Jou hoë resonerende harmonieke, hulle is die ouetjies wat warm maak. Nou baie keer soos byvoorbeeld ons het nou 'n groot motor wat ons wil aansit. Hoe spaar ek hom? Ek sit nou vir my 'n sagter manier om aan te sit, 'n VSD, variable speed drive, maar daar's nou 'n probleem, hy is reg geaard nie of so iets. Hy veroorsaak nou die hoë resonerende harmonieke, maar hy maak nou my kabels warm. En hy maak dat my motor warmer hardloop. Nou enigiets wat warmer hardloop as hy moet, sy lewensduur is nou korter. So my onderhoud gaan op. So as ek daai regstel, hou my motor langer, hou my variable speed drive langer en my kabel, want as hy kabel warm word, hy kan begin metal fatigue kry, begin verkleur. Dan moet ek my kabel op 'n stadium ook vervang. Dit is al interessant om te dink, hoe op die aarde meet mens kraggehalte op jou plaas? Die maklike antwoord daarvoor is, jy kan kontak 'n spesialis in die gebied. Hulle huur vir jou, of hulle stuur iemand uit, jy huur vir 'n power quality analyzer of 'n logger, dit word ingesit by jou hoofbord, dis per sekonde, ons neem dit op, dit word geanalyseer, en dan kry jy 'n pragtige bestuursverslag terug, en dan kan jy sien, waar moet ek wat adresseer, en wat kan ek onmiddellik doen, om geld te spaar, want hy sê, dit gaan nie net oor die geld ek nou spaar op my rekening. Die oomblik dat ek daai geld hier spaar, begin ek geld spaar in langtermyn op my onderhoud. En as ons kyk na die kragsituasie in Suid-Afrika, en ek dink kom ons trek hom net 'n bietjie uit en ons probeer 'n bietjie 'n groter prentjie skets. Ons sit met 'n kragsituasie in Suid-Afrika. Mens kan amper nie, jy kan jouself eintlik nie meer bluf nie. Dit is 'n situasie. En hoekom sal jy sê is dit belangrik om op hierdie goed aandag te gee? Wat se impak kan dit op die sukses van jou boerdery, die volhoubaarheid, wat se impak kan dit hê? As ons kyk na boerdery, dit gaan oor grond, dit gaan oor water, dit gaan oor krag. Ja. As ek nie krag het nie, kan ek nie water pomp nie. As ek nie water het nie, dan kan ek nie my beeste water gee nie, ek kan nie besproei nie, en as ek nie grond het nie, dan kan ek effektiewelik nie boer nie. So, krag is een van jou grootste insetkostes deesdae. Dit was nie die hoofinsetkoste nie, maar hy raak nou vinnig een van die grootste insetkostes. En ook nou moet ons verstaan, as ons nou hoenderboer het, wat kuikens groei, afhangende van jou hokverskaffer of ontwerp, as daai waier gaan staan, het jy etlike minute voor daai hoenders begin versmoor daar binne, want hulle kry nie meer lig nie. Ja. So dit het 'n direkte impak op jou produk wat jy lewer. As ek 'n groenteboer is en ek het verpakkingsaanleg, my verpakkingsaanleg kan nie beweeg nie, dan het ek onmiddellik 'n verlies, ek kan nie lewer nie. Ek begin nou boetes betaal, want ek moet teen 'n sekere tyd my produk aflewer. Melk raak nie beter met temperatuur nie, hy raak net slegter. So ons wil hom so koud as moontlik hou. Ja. Iets wat ek nog altyd oor wonder. As dit kom by krag, en jy het nou gepraat van groot hoeveelhede krag wat inkom, en watter tipe toerusting is kwesbaar as dit kom by amper onbeheerde krag op 'n plaas of in 'n fabriek of in 'n, jy weet wat ek probeer sê. Kom ons begin gou op jou bulkkrag wat inkom. So ons het nou ons bulkkrag wat inkom, ons het nou boere. En hulle verbou min of meer dieselfde produk. Hulle is seisoonaal en almal het of op dieselfde tyd reën of nie reën nie. So hulle begin op dieselfde tyd besproei of nie, of dieselfde tyd produk droog of nie, want gewoonlik het jy in geografiese dele, daar is 'n produk wat goed doen. En hierdie produk word dan verbou en hulle kragverbruikpatrone is dan dieselfde. So hulle begin op dieselfde tyd krag gebruik min of meer, en dan het ons 'n ander voltage. Nou begin alles met 'n motor so windingkies uitmekaar uittrek en nou kry hulle seer. Dan oor dit nou gebeur, hy werk bietjie swaarder en ons het nou uitrusting wat ons help om hierdie goed in die gang te kry,
Nou begin ons elektroniese goed seer kry want alles raak nou warmer. En nou het ons wat ons gepraat van die hoë frekwensies, elektronika haar daai hoë frekwensies, so dit maak dit seer. Nou begin jy falings kry. Oor jy nou falings het, weer eens nou staan seker deel van jou produksie, oor jy produksieverlies het, nou moet jy jaag, moet parte inbring. Dit het 'n groot impak. So jy kan letterlik sê van jou motor tot deur jou beligting. Alles wat gekonnekteer is met elektriese infrastruktuur word geïmpakteer deur die kwaliteit van die krag wat jy ontvang en natuurlik sy hoe lank gaan hy hou? Wat is sy lewensduur? Jy wil 'n maksimum lewensduur uit hom uitkry. Ja. Is dit amper dieselfde impak wat iets soos beerdkrag, die in en uit van krag, die aan en af? Beerdkrag het 'n verskriklike hoë impak gehad op die lewe van toerusting, hè? Ja, kom ons vat nou gou hierso. Hierso is ons nou. My bure se krag gaan nou af. Wat gebeur met my? Ek het nou onmiddellik 'n overvoltage. Wat gebeur? Stuwing op en af en my uitrusting moes dit nou hanteer het. Nou kom hierdie eens terug. Oeps, wat gebeur met my? Under voltage en weer terug. Maar al my goed het weer seer gekry. Jy hoef nie hierdie skade te hê as jy jouself reg beskerm nie. Maar dis inherënt wat gebeur. Nou sit hulle vir jou af. Oeps. Wat gebeur met jou bure? Overvoltage, dan gaan hy weer af. En nou sit dit weer aan, dieselfde gebeur, maar met jou aansit het jy 'n groot storm met so 'n tsunami van energie wat inhardloop. Dit stamp, hy sak, hy kom op, hy stabiliseer. En jy ervaar die heeltyd skade. En hierdie is die tipe goed wat gebeur wat ons nie sien nie, daai oomblikke of daai weke voordat die yskas wil nie meer werk nie. Ja, die ketel wil nie meer aan nie. Nee? Ja. Dis nie, hulle sê altyd dit is bad luck, die goed breek. Dis derde een, dit gaan nou stop. Dis sy tyd. Dis nie bad luck, is vuil krag. Ja. Dis al wat dit is. Ja. Nou hoe beïnvloed swak gehalte krag as dit kom by die instandhouding van toerusting op die lang termyn? Alles wat ons implementeer, as jy 'n boerdery het, as jy 'n fabriek het, dan moet jy seker jy beplan vir 'n sekere lewenstyd van hierdie stuk uitrusting. Nou hoe meer vuil krag hy sien, hoe meer harmonieke hy sien, hoe korter word sy lewensduur. Ons praat van degradation of equipment. Met ander woorde, hy word gedegenereer want die hoë temperature maak hom seer, maak sy windingkie seer, die lae voltages, die vreeslike hoë voltage, dit alles maak hom seer en dit beperk sy lewensduur. Jy kan nou dink soos jou kar ook. As ek kom die heeltyd in Eerstraat baie vinnig ry, hy gaan nie hou nie. As ek agter treerad sit en ek jaag hierso teen 'n bult uit en ek sleep nog 'n groot sleepwa saam, dit gaan nie vir hom lekker wees nie. Presies dieselfde gebeur met elektriese goedjies. Nou ek wil vra sommer net 'n paar nie noodwendig wenke nie, maar hoe lyk die bekostigbare oplossings vir boere as ons na hierdie tema kyk en ons kyk na krag? Dis eintlik baie bekostigbaar. Dit is van jou dit is van jou goedkoopste deel. Jou beskerming op elektrisiteit is gewoonlik op enige nuwe aanleg omtrent 3%. En ongelukkig is dit die een deel wat die ouens nalat. Ja. As jy jou krag kom analiseer, dit wat jy daaruit leer deur nou op ander tye te pomp en jy kan 'n goedkoper tariewe pomp. Oor jy daai bestuursinformasie het, spaar dit en net daai klein verskywingkie betaal vir die hele oefening. As jy een elektriese brand minder het, nou ouens praat dan of een onderbreking of een produksieverlies nie het nie. As jy met vleis werk of met groente of met melk of met wyn, al hierdie prosesse is temperatuurverwant. En as jou kragonderbreking daar is of jou proses word gesteer, dan die koste om daai te bereken vir jou produksieverlies is enorm. Watter tipiese veranderinge sal mens sien na byvoorbeeld installasie van iets soos 'n verifieermeter en ek weet ons gaan daaroor praat ook en alles op 'n latere stadium. Maar watter tipe veranderinge kan mens sommer vinnig sien? Die verifieermeter is wonderlik want dit gee vir jou al die bestuursinformasie. Nou kan ek regtig uitwerk seisoen tot seisoen afhangende van die produk wat verbou is, hoeveel kilowattuur het ek gebruik per ton of per hektaar. Nou weet ek toe nou ook sien ek het 'n probleem en nou kan ek dit begin adresseer, maar onmiddellik op my rekening begin ek geld spaar. Ja. Oor ek nou begin geld spaar daar en my arbeidsfaktor op my krag is reg. Ek het nie nou meer daai krywa wat ek so met die afgeskaapte wiel nie. Ek nou 'n lekker ronde wiel, my beringkies is gegries, my motors loop mooi, hulle begin mooi. Ek het nie meer daai hoë lawaai en daai temperature nie. Hou alles skielik baie langer. Kyk wat in die stelsel is, het reeds seer gekry. So sy lewe is klaar verkort, maar al die nuwe goed wat ek inbring, sy regmatige lewensduur is nou daarso. Ek wil graag by jou weet, as jy oor mense sê ons sit in 'n kragkrisis in Suid-Afrika of met 'n kragkrisis, stem jy saam? En dink jy dis nodig dat mense
slimmer moet werk met hulle energie en krag? Die kragkrisis is tweeledig. Die kragkrisis as 'n volhoubaarheidsbron, dis absoluut so. Sonkrag dra by en help 'n bietjie, maar onthou baie van ons prosesse gebeur in die aand. As ek besproei, ek wil spesifiek in die somer en die nag besproei vir verdamping. Dan skyn die son nie. So dan het ek weer 'n krisis. Dan moet ons 'n alternatief kry daartoe. Maar as ons net vat krag as 'n insetkoste vir my wat ek wil verbou, dan is dit ook 'n krisis want kyk, hoe spring hy in spronge en hoe bestuur ek daai? Dit is belangrik dat ek en jy nog 'n paar keer hieroor gesels. Dit is geweldig interessant. Dankie vir jou tyd vanoggend. Ja, dankie Mia.